Goeienaand almal, dankie dat jy ingeskakel het om deel te wees van hierdie Sondag aand oordenking. Kom ons gesels so bietjie oor die kragtige, hartstogtelike, hartsbegeerte uitnodiging van die Here God aan elkeen van ons. Hierdie is 'n absolute oop uitnodiging van die Here aan elkeen van ons, omdat hy weet, Jesus self het gebid en gesê, Here, hulle is in hierdie wêreld, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. In hierdie wêreld waarin ons onsself bevind, is 'n wêreld wat onregverdig is, 'n wêreld wat selfsugtig is, 'n wêreld wat totaal en al verwoesting saai om ons heen. En ons weet almal, as ons nie ons oog op die Here hou nie, gaan Satan dit regkry om ons in te slurp, om ons in te trek in hierdie donker, duister wêreld om ons. Hierdie oop uitnodiging van die Here vind ons daar in Jesaja 55 vers 1 tot 4. Die Here sê, laat almal wat dors is hier na die water toe kom. Ook die wat nie geld het nie, kan kom, koop en kom eet. Kom, sê die Here, koop wyn en melk, want dit kos jou niks nie. Waarom betaal jy vir iets wat jou nie bevredig en krag gee nie? Waarom jou geld spandeer en steeds honger wees? Luister na my en doen wat ek sê, en jy sal die beste kos eet en jy sal dit geniet. Spit jou ore en kom na my toe. Luister na my, sê die Here, en jy sal lewe vind. Ek wil met jou 'n vaste ooreenkoms sluit. Ek wil vir jou alles gee wat ek vir Dawid beloof het. Ek het hom 'n leier gemaak wat oor nasies regeer het, en deur hom het ek aan hulle my krag gewys. Jy weet, niks in hierdie wêreld kan werklik die verlange in die hart van die mens bevredig nie, en dit skep 'n verhoudingsprobleem met die Here. Rykdom en mag is leeg sonder hom. Jy kan sien wat Jesus ook praat met daardie uitnodiging toe hy na die mense kyk in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou hierdie uitnodiging beklemtoon Jesus se liefdevolle en sagmoedige geaardheid. Dit is 'n hartstogtelike uitnodiging van Jesus aan almal wat uitgeput is, aan almal wat gebuk gaan onder die stryd van hierdie lewe. En hy beloof om rus en verkwikking vir die siel te gee. Dit wat nie bloot dui op tydelike fisiese rus nie, maar eerder 'n diep, 'n blywende vrede en geestelike vernuwing wat slegs in 'n verhouding met hom gevind kan word. En as ons hierdie verhouding aanknoop met hom, as ons reageer op hierdie oop uitnodiging van die Here, dan sal ons hierdie rus ervaar te midde van al die probleme en die druk en die spanning en die duisternis van hierdie wêreld. Jy weet, hierdie is 'n lewensveranderende uitnodiging en ons moet hierdie oop uitnodiging aanvaar, want dit alleen sal ons vrede bring en ons moet nooit tevrede wees met enige plaatsvervangers nie. Hierdie uitnodiging, kom almal wat dors is 'n dringende emosionele uitroep aan elkeen van ons, wat die Here sê, kom hier na my toe, gryp my hand vas, ek kan, ek wil en ek sal jou help. Hy alleen kan in al jou behoeftes voorsien. Hy alleen sal jou die wysheid en krag te gee om elke dag suksesvol af te sluit. Hy alleen sal jou staande laat bly teen al die aanvalle van die bose, want hy is die Here van die leerskare. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby jou is. Here, ek bid vir elke persoon wat na hierdie uitsending luister. Die week wat voorlê, Vader, het ons U nodig. Ons kan nie een tree gee sonder U wat ons lei en U wat ons krag gee nie. Ons kan nie een tree gee, Here, om 'n besluit te neem nie. Ons kan nie een tree gee, Here, wanneer ons links of regs moet gaan nie. Vader, ek bid vir U kraat, ek bid vir U krag, ek bid vir U bystand, want U het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus kosbare naam. Amen.